Goeiemôre, wat 'n voorreg is dit dan nie vanoggend om u weer eens te groet in die liefde naam van Jesus Christus, ons Here nie. Die opskrif van my boodskap is vanoggend waak en bid. Weet jy, het jy al op 'n plek gekom en het dit al met jou gebeur en dalk gebeur dit nog steeds, dat jy die oggend opstaan of die aand gaan slaap of selfs deur die dag en binne in jou wil jy bid, maar vir een of ander rede kan jy net nie so ver kom nie. Weet jy, Jesus is in die tuin en hy wil gaan bid en hy sê vir Petrus en ander wat saam met hom is, waak en bid. Matteus 26. En hy gaan 'n eind aan en hy gaan bid en hy kom weer terug en hy kry hulle slaap. En 'n paar keer gaan dit so aan. In vers 26 skryf hy vir hulle, Matteus 26 vers 41 skryf hy vir hulle, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. Weet jy, as dit weer met jou gebeur, forceer jouself op jou knieë. Dring jouself tot gebed. Raak stil voor die aangesig van die Here en bid hom, sodat jou gees teen jou vlees werk, want jou vlees is swak. En die volgende keer as dit gebeur, dan sal jy weet en dan sal jy hierdie woorde vandag onthou. Moenie toelaat dat jou vlees heers nie. Laat toe dat die gees van God in jou gees heers en sak om te bid en bid die Here. Jy weet die welbekende vers van 1 Tessalonisense 5:17 sê, bid sonder ophou. Moenie ophou bid nie. Moenie toelaat dat iets jou van gebed af weghou nie. As jy vanoggend met woede sit, bid die Here vir sagmoedigheid. As jy vuil taal gebruik, bid die Here dat die gees van God jou help om jou woorde te tuin. As jy 'n persoon is wat met angs sit, bid die Here en vra die Here vir vrede binne jou, die vrede wat ons van God kry. Ek laat hierdie saak vanoggend by u, Pastoor Gary, 5 minute woord groete, brood en water, 5 minute woord seëngroete, en weet net, Jesus is nog steeds baie lief vir jou.